Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se diens. Ons begin met 'n paar voorsangliedere. Ons begin met lied 281. Lei ons Here groot en magtig en dan aan Jesus koning al die eer en ons sluit dan die voorsang af met majesteit. So sing asseblief hartlik saam.
Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanoggend. Ons is dankbaar dat julle hierso is. Die weer is daar besig om te draai en ons sien die son deesdae meer. So mag dit ook sommer 'n half nuwe lewe bring in ons saamkomste op Sondagoggende. Julle het die afkondigings by die deur gekry, so hier en daar gaan ek net ietsie uitlig. Ek wil net klem lê op 'n Woensdag aand se Bybelstudie wat nie sal plaasvind nie. Ons het ringsitting Woensdag aand. So daarom sal ons nie Bybelstudie hê nie, en dan uit die aard van die saak is volgende week is dit skoolvakansie. Dan sal daar tydens die skoolvakansie volgende Sondag en oor 2 weke ook 'n meditatiewe diens in die oggend in die kapel wees nie. Op die binnekant van die afkondigings kan julle net sien, daar so 2 nuwe afkondigings wat nou nog nie voorheen was nie, maar wat op die almanak aangetoon is. Dit gaan oor 'n strategiese beplanningssessie wat ons vir die gemeente gereël het. Saterdag die 19de Oktober. Nou ons beplan om so van 9 uur die oggend af te werk tot nie later as 4 uur die middag nie. En die gedagte is dat ons almal wat lus het om te kom saamgesels oor ons gemeente, of wat insette wil lewer of nuwe voorstelle het, of wat vir ons wil help om nie te dink oor ons gemeente, dat julle saam sal kom die Saterdag hier in die saal, en dat ons lekker saam kuier rondom die woord van die Here ook, en dan vir hom vra, wat wil hy hê moet ons doen? Dit sal dan sommer saamloop ook met die hele proses van om te kyk na hoe lyk die gemeente, en uiteindelik loop dit uit op die samestelling van die profiel van 'n nuwe predikant as ek klaar maak. So ons het regtig julle insette en julle hulp nodig. Julle het nou al terugvoer gekry oor dit wat gedoen is, maar ons sal baie graag wil hê dat julle ook verder moet dink daaroor. Dan daai selfde naweek, terwyl ons nou die Saterdag so lekker gaan saam kuier, gaan ons die Sondag in 'n ete wat ons gewoonlik by die bazaar aanbied. Ou Piet hulle reël gewoonlik vir ons 'n spitbraai ete by die bazaar, maar vir jare het ons besluit, daar was so baie eetgoed by die bazaar, dat ons neem hierdie spitbraai ete en ons bied dit op 'n ander Sondag aan, of op 'n ander naweek aan, en ons het besluit, dan maak ons dit daai Sondag, na die dag wat ons dan nou by mekaar gekom het en saamgesels het oor ons gemeente. So ons gaan nodig hê dat julle maar moet bespreek, dat ons kan weet hoeveel mense gaan kom, en dan sal ons onsself daar volgens voorberei. Die inligting gee ek nou reeds baie kripties deur, sodat jy dit iewers kan gaan aanteken op 'n almanak of op 'n program, en dat jy die datum oophou. Maar die verdere detail sal ons gee die 2 Sondae na die skoolvakansie, voordat die Sondag dan aanbreek. So ek herinner nou maar net daaraan. Dis daarom iets om na uit te sien. Die res van die afkondigings kan julle rustig gaan deurlees by die huis. Ons gaan nou nie daaraan aandag gee nie. So voordat ons het nou vandag 'n geleentheid ook, dat ons vir Rolf gaan vra om so vinnig net vir ons 'n vinnige blik te gee oor ons gemeente se state, net dat julle ook ingelig is oor wat in ons gemeente se boeke aan die gang is. Ek dink dit is verantwoordelik dat ons van tyd tot tyd hierdie terugvoer gee, so ek gaan vra dat ons net vir Rolf laat vorentoe kom, en dat hy so vinnig daaroor gesels. So ons vra maar julle geduld ook daarvoor. En dan herinner ons maar daaraan ook, broer en suster, dat ons gemeente se boeke is altyd oop. So as daar enige iemand is wat vra het oor die bestuur van ons finansies, dan kan julle enige tyd by die kantoor inklok, en Liesel sal vir julle ontvang en vir julle die geleentheid gee om te kyk na die state, as julle dan belangstel daaraan. Voordat ons by die fotum en die seëngroet kom ons bly so sit, en dan sing ons lied om 175, en ons sing hom 2 keer deur asseblief.
Here, saam met die psalmskrywer wil ons vanoggend kom sê, die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. Here, aan U die lof en die eer en die heerlikheid, die dank en die aanbidding, want U is dit waardig. Amen. Hy aan wie alles behoort, ek en jy ook, kom groet jou vanoggend genade en vrede vir jou, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die een wat die eerste uit die dood uit opgestaan het, en wat nou heers oor al die konings en die regeerders van die aarde, ongeag hoe dit vir ons lyk. Kom ons groet, ons gaan nie nou die Here groet op sy groet nie, ons gaan vir Rolf geleentheid gee om met ons te praat, en as hy met ons klaar gepraat het, dan gaan ons 'n lekker loflied sing, lied nommer 200. So Rolf, dankie Rolf, ons waardeer jou aandag en jou hantering hiervan. Broers, susters, ons maak nou nie, jy kan hom net inhou, het jy hom afgesit gekry, is reg. So dit is maar mense verantwoordelikheid om so nou en dan net die boeke oop te maak. So ek dankie vir julle geduld dat ons dit so kan doen. Dan kan ek net dit sê, en dit het die kerkraad eintlik vir my gevra, dat ek net 'n slag weer vir julle vinnig sal verduidelik wat die verskil is tussen 'n dankoffer en 'n geloofsoffer. Want julle weet dat ons met betrokke is, of wil ek amper sê vennote is in die Helleberg uitreik, en daar het ons so rondom 30 projekte wat gefinansier en gedryf word vanuit die 2 gemeentes. Nou ons bydraes wat ons gee vir ons getuienisprojekte is geloofsoffers. Nou dit is iets anders as 'n dankoffer. 'n Dankoffer is iets wat jy bereken en wat jy vir die Here gee en sê, Here, dankie vir dit wat U vir my gee. Maar geloofsoffer is iets waar jy vir die Here vra, Here, waar wil U hê moet ek betrokke raak? En as die Here vir jou iets op die hart druk, dan sê jy vir die Here, Here, so wat moet ek doen? Moet ek net bid? Moet ek my tyd gee? Of moet ek geld gee? En as ek geld gee, dan trek ek dit nie van my dankoffer af nie. Ek gaan bereken dit en ek hou dalk iets op om te rook of wat ook al. Of Rolf, het jy nou nie 'n bottel 'n dag drink, jy weet, maar so elke tweede dag 'n bottel wyn drink. Jy weet so, maar dat 'n mens so iets doen en dan gee mens dit, want dan is dit iets wat jy voel wat jy gee. So dis maar so rofweg die verskil tussen 'n dankoffer en 'n geloofsoffer. So dit bring my ook sommer by die bazaar. Julle het die syfers in die afkondigings gesien van die bazaar. So baie dankie weer vir almal. Laasweek kon ons nog glad nie 'n bedrag gee nie, maar julle sal sien dat ons verlede jaar so in die omgewing van R170,000 wins gemaak het met die bazaar. En dit was die spitbraai ete ingesluit. Hierdie jaar het ons nog nie spitbraai ete gehou nie en ons wins is al klaar 185,000. So is klaar groot rede om dankbaar te wees en vir julle dankie te sê vir julle gesindheid en net julle positiwiteit en julle hier wees. So dankie vir elkeen van julle. Ek beloof ek sal korter preek vandag. Kom ons staan op en dan sing ons 'n lekker loflied asseblief. Oh
Die van julle wat julle Bybels hier het en dit saam met ons wil oopmaak, kan dit gerus oopmaak by Lukas hoofstuk 20. Lukas hoofstuk 20, ons gaan lees van vers 20 af. So voordat ons saam lees, kom ons vra dat die Here self sy woord vir ons sal kom oopbreek en vir ons self verstaanbaar sal maak. Ons sing beide die verse van dit 4:4:2. Here, net soos wat ons nou gesing het, wil ons kom erken en bely dat ons u woord nie kan verstaan en u stem eintlik nie kan hoor met ons praat. As u nie deur u gees die woord vir ons oopbreek en dit vir ons verstaanbaar maak nie. En daarom staan ons afhanklik voor u. Kyk ons op dat u ons sal voed met geestelike kos wanneer ons met u woord besig is. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, voordat ons saam lees uit Lukas 20, miskien kan ek net vinnig sê hoe die omgewing van hierdie teksgedeelte lyk. Dit kom nou so nader na die einde van Jesus se bediening op aarde, of dan nou Lukas se weergawe daarvan. En hoe nader dit gekom het aan sy gevangenskap en sy kruisiging, hoe nader het dit ook gekom aan die feit dat die Joodse leiers van Jesus wou ontslaan raak. So hulle probeer alles in hulle vermoë om redes te kry om vir Jesus gevange te neem en vir hom dan dood te maak en vir hom dan uit die weg uit te ruim, want hy het hulle en hulle godsdiens en hulle verstaan van godsdiens het Jesus bedreig. So die gedeelte net voor hierdie gedeelte, en dit is ook waar van die Matteus evangeliese weergawe hiervan, en ook Markus in, word hierdie gedeelte voorafgegaan deur 'n gelykenis wat Jesus vertel, van 'n boer wat 'n wingerd aangeplant het, en nadat hy alles mooi reg gekry het, het hy hierdie wingerd uitgehuur aan huurders. En dan was die ooreenkoms dat kom oestyd, dan moet hulle 'n sekere deel van die oes aan hom afstaan as eienaar, wat mens mos nou kan verstaan, dis hoe dit werk. So toe die oestyd kom, toe het die eienaar een van sy werkers gestuur om nou sy deeltjie te gaan opeis. En toe het die huurders hierdie ou gevat en hom goed geslaan en toe vir hom teruggestuur na sy baas toe, sommer net as 'n boodskap dat hulle nie eintlik vir hulle steur aan hulle verbintenis teenoor hom nie. En so stuur hy 'n tweede een en die word nog erger geslaan en 'n derde een, hy word ook geslaan en teruggestuur. En toe dink die eienaar by homself, wel, miskien moet hy maar sy seun stuur, want as hulle nou nie respek het vir sy werkers nie,
dan sal hulle daarom zeer sekerlik respek hê vir sy seun. En so stuur hy sy seun. En toe die herders die seun sien aankom, toe sê hulle, hier is ons kans nou. Kom ons maak hom sommer dood. Jy weet, dan kom die boodskap baie duidelik oor. En toe Jesus hierdie gelykenis vertel, toe begin die Joodse leiers begin by hulle self dink en hulle snap toe dat eintlik is Jesus besig om op hulle te sinspeel. Dat hulle die mense is, die herders is en dat hulle die seun van God wil doodmaak, om dit nou in soveel woorde te sê. En dit het hulle natuurlik aan die een kant kwaad gemaak, aan die ander kant het hulle besluit, maar hulle sal 'n bietjie fyner moet werk. Hulle kan nie so grof en blaatant wees in die wyse waarop hulle van Jesus probeer ontslae raak nie. En as ons hierdie gedeelte lees, ja, die vers 19, net die vorige vers, sê dan, hierdie Joodse leiers het geweet dat Jesus op hulle sin speel. En dan in vers 20 stuur hierdie Joodse leiers, die skrifgeleerdes en die fariseërs, en daarmee saam sommer die Herodiane, hulle was twee partye wat eintlik reg teenoor mekaar gestaan het, hulle was normaalweg vyande, maar toe snoer hulle kragte by mekaar, want Jesus het beide van hulle bedreig. En toe gooi hulle, wat eintlik vyande was, gooi toe kragte by mekaar en hulle maak toe 'n plan. En toe stuur hulle mense, ek sien Lukas praat van geheime agente na Jesus toe. En probeer hy op 'n baie slinkse wyse vir Jesus om die bos lei. Ons lees van vers 20 af. Hulle het hulle kans afgewag. Toe stuur hulle geheime agente wat hulle as opreg voorgedoen het, om Jesus op een of ander uitspraak te probeer vastrek, sodat hulle hom aan die owerheidsgesag van die gouverneur kon uitlewer. Hulle vra hom toe, meneer, ons weet dat u in u prediking en onderrig regsinnig is. U let nie op die aansien van persone nie. U is getrou aan die waarheid en so maak u die wil van God bekend. Is dit reg dat ons aan die keiser belasting betaal, of is dit nie? Maar Jesus het deur hulle slim streek gesien en vir hulle gesê, wys vir my 'n muntstuk. Wie se kop en naam is daarop? Hulle antwoord die keiser sin. Toe sê hy vir hulle, nou ja, gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan God behoort. Hulle kon dit nie reg kry om hom voor die volk vas te trek, of iets wat hy gesê het, op iets wat hy gesê het, ekskuus, en verwonderd oor sy antwoord, het hulle toe maar stil gebly. So julle hoor nou die taktiek wat hulle gebruik. Hulle stuur hierdie geheime agente na Jesus toe om vir hom 'n strikvraag te probeer vra en vir hom in 'n hoek te dryf. En eintlik al wat hulle met hierdie vraag wou bereik, is hulle wou eintlik net 'n ja of 'n nee antwoord gehad het. So daarom vra hulle deur hulle geheime agente, vra hulle vir Jesus, moet ons nou aan die keiser belasting betaal? Maar hulle begin eers deur so 'n bietjie met die heuningkwas te werk en vir Jesus te sê, ons weet hy is een wat baie mooi en noukeurig mense leer en God se wil probeer bekend maak. Maar, en dan vra hulle vraag. Jesus se reaksie, en ek dink veral Markus was baie slim in sy weergawe hiervan, hoor ons hoe dat Jesus eintlik so 'n bietjie die spanning wil laat toeneem. Hierso in Lukas se weergawe lees ons net dat Jesus sê, wys vir my 'n muntstuk. En dan wys hulle dit vir hom, maar in die Markus se weergawe sê Jesus vir hulle, gaan haal vir my 'n muntstuk, so asof hy hierdie vraag so 'n bietjie op die ys los. En wat gebeur as 'n mens nou op hierdie wyse probeer werk, is jy maak mense nuuskierig. Die oomblik as daar stilte kom, dan begin hulle wonder nou, wat gaan nou aan? Het jy gehoor wat het hulle nou gevra? Ons wonder wat gaan hy nou sê. In hierdie spanning wat besig is om op te laai, maak dat al meer mense nader staan en luister, wat gaan Jesus nou vir hulle sê? En as hulle dan uiteindelik met die muntstuk kom en hulle dit vir hom gee, dan hou hy hierdie silwer muntstuk op en hy vra vir hulle so, wie se kop is hier op?
Dan sê hulle die keisers in. Nou dit is betekenisvol die feit dat die keiser se kop op hierdie muntstuk is. Want eintlik was die reël in daai tyd, die oomblik as jy 'n muntstuk gebruik, dan erken jy die gesag van die een wie se kop op die muntstuk is. Met ander woorde, as hulle, as Jode in die tyd waarin hulle geleef het, die keiser se muntstukke, want dit is sy eiendom, gebruik, dan erken hulle dat hy gesag het oor hulle lewens. En so was die ongeskrewe reël ook, so wyd soos wat die keiser se muntstukke gebruik is in die lande en landstreke rondom Rome, so wyd het die gesag van die keiser gestrek. So tot daar waar sy geld gebruik is, tot daar is sy gesag erken. Anders sou muntstukke nutteloos gewees het. Vir daai rede dat dit eintlik sonder dat hy enigiets verder hoef te gesê het, net deur vir hulle te sê wie se kop is op die muntstuk, het hy klaar vir hulle gesê, julle gebruik hierdie muntstukke, met ander woorde, julle aanvaar die gesag van die keiser oor julle. En as julle sy gesag aanvaar, dan beteken dit, jy aanvaar ook jou verantwoordelikheid teenoor die een wie se muntstukke jy gebruik. Jy die voorreg om dit te gebruik, hy die reg om van jou belasting te eis. En daarmee sê hy, dit wat ek en jy nie wil hoor nie, betaal aan die keiser. Dis jou en my verantwoordelikheid, want ons het die voorreg, hy die reg, hy is oor jou aangestel. En dis waaroor die gesag van die wêreld gaan. So as Jesus vir hulle antwoord, dan is dit nie asof hulle vir hom vasvra nie. Inteendeel, net deur die teenvraag te vra, skep hy vir hulle meer probleme as wat hy vir hulle oplossings gee. As hy nou vir hulle sê, julle moet belasting betaal, dan kan hy nie in die moeilikheid kom as hy net 'n ja antwoord gegee het nie, want as hy net ja gesê het, dan sou sy eie volgelinge nie meer so baie van hom gehou het nie, net soos wat julle mos maar verstaan, wat altyd klaar oor te veel belasting betaal. As hy nee gesê het, net plain blaatant nee, dan sou die Herodiane na die gesagsfigure, na die Romeine toe gegaan het, en hulle sou vir Jesus gevange geneem het. Julle sien so deur Jesus se teenvraag wat hy vra, sy stap hy eintlik die probleem wat hulle vir hom probeer skep het. Maar hy sien wat hulle nie op gereken het, is dat die oomblik as ek en jy met God te doen het, of met Jesus te doen het, ontvang ons feitelik altyd meer as waarop ons gereken het. En daarom dat Jesus nie net bly by sy aanvanklike uitspraak en sê, nou ja, gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort nie. Hy hou nie daarop nie. Hy gaan verder. En dan sê hy, en aan God wat aan God behoort. Die oomblik as hy hierdie uitspraak maak, dan sê hy vir hulle, julle moet leer om verder te kyk as dit wat voor oë is. Julle moet leer om te sien dat alles wat hier op aarde gebeur eintlik onder 'n nog groter gesag lê as die gesag van die keiser of die gesag van enige land se regering. Want soos wat ons net gesê het toe ons met die erediens begin het uit Psalm 24, die aarde en alles wat daarop is, die wat daarin woon, behoort aan God. Hoekom? Want hy het alles gemaak, ook vir jou en my. En daarom beskik hy oor die gesag oor alles en almal. En is 'n keiser wat besef dat sy gesag hy ook uit die hand van God ontvang het.
'n slim keiser. Die een wat dit nie besef nie, het ook sy gesag van God ontvang, al besef hy dit nie. En jammer vir hom, want verantwoording sal hy doen teenoor die een wat aan hom die gesag gegee het, om oor ander mense te kan regeer. Jy sien, God is volledig in beheer. Hy het volledig alles gemaak, en hy onderhou almal en alles. Dis wie God is. Want hy gee om vir sy skepping. Die vraag is dus, is die keiser se autoriteit, sy gesag, dit waarvoor ons moet versigtig wees en waaraan ons altyd onderhoorig moet wees? Of moet ons leer om verder te kyk as die keiser en die regering? En dan lyk dit inderdaad so. Maar nou raak die volgende vraag. As God dan die een is, wat alle gesag het, wat die autoriteit het oor alles en almal, wat beteken dit wat Jesus gesê het? En gee aan God wat aan God behoort. En dit is baie interessant dat as ons mooi gaan kyk na hierdie gedeelte, dan hoor ons hoe dat Jesus eintlik vir hulle sê, wie se gesig is hier op hierdie munt? Die keiser se, ja, julle is reg. Met ander woorde, daar waar die keiser se munte gebruik word, daar oefen hy gesag uit en hy gee verantwoordelikheid teenoor hom. So hoe maak ons nou met God? En nou wil ek jou sommer na Genesis 1 toe vat, waar God alles skape en dan sê hy vir homself, kom ons maak iemand wat ons gelyke kan wees, ons verteenwoordiger, ons beelddraer. En raai wat? As die munte dan bepaal die gebruik van die munte, dat God geëer moet word so ver, tenminste dat die keiser geëer moet word so ver, soos wat sy munte gebruik moet word, dan raak presies dieselfde beginsel waar van God. Want soos ek en jy hier sit voor hom, is ons beelddraers van God. Verteenwoordig ons God. En die ironie is nie net ons wat in hom glo nie, nie net ons wat dit erken nie, maar ook hulle wat dit nie erken nie. Want ook hulle sal eendag verantwoording doen oor wat het hulle gemaak met wie hulle is, of geskape is om te wees. En dan besef ons, waar ons gaan, daar is God se gesag. Hoe? Deur jou en my, wat beelddraers van hom is. So wat is ons werk om God se gesag af te dwing, waar ons ook al gaan? En nou verstaan julle hoekom Jesus vir ons geleer bid het. Vader, laat u koninkryk kom. Want daar waar ek en jy gaan, vat ons sy koninkryk. Laat u wil geskied, want daar waar ons gaan, is ons veronderstel om God se wil af te dwing. So ver soos wat ons gaan, dra ons God se gesag. En as ons dit nie doen nie, is ons ongehoorsaam. So hoe doen ons dit? Ons doen dit deurdat ons erken dat ons niks anderster is as lewende en heilige offers wat God wil gebruik nie. Hy wil ons toerus. Hy wil ons gedagtes, ons denke vir ons nuut maak. Hoekom? Sodat ons kan gaan leef soos wat hy van ons verwag. Ek wil ons dink 'n bietjie oor wie ons is. As ons sê ons is die omgee gemeente, dan sê ons staan Sondag hier voor die Here en ons sê, Here, hier is ons wil u gestuurdes wees.
Ons wil u koninkryk laat kom daar waar ons gaan. Nie net Sondag as ons hier by mekaar kom nie, maar veral wanneer ons hier uitstap. Want ons is nie beeldsitters nie, ons is beelddraers. Ons is mense wat gestuur is. En moet ons vir onsself vra, tot watter mate is ek gehoorsaam om wanneer ek in hierdie wêreld leef, God te verteenwoordig en sy wil af te dwing. Om myself aan God te gee as 'n lewende en 'n heilige offer, beteken dat ek vir hom sê, Here, bring die Gees en laat die Gees deur my Jesus sigbaar maak. Ons doen dit eintlik baie prakties, nee, deur self daarso te wees. Maar hoe gee ons om? Toe ek nou hiermee besig is, te dink ek wel in aansluiting nou op waaroor Rolf vanoggend gepraat het, dink ek toe sommer aan die gemeente in Korinthe, vir wie Paulus skrywe in sy tweede brief. En daar sê 'n hele klompie verse, jy kan eintlik maar al 2 hoofstukke gaan lees, want in daai hoofstukke is Paulus besig om vir die gemeente eintlik te sê, dit gaan swaar, daar's droogte in Jerusalem. Dit gaan swaar met die kerk daarso. Nou die Here gee vir ons sodat ons mededeelsaam kan wees. En hy sê letterlik in soveel woorde, sodat daar balans kan wees. Dat sommige nie baie het en ander niks het nie, maar dat ons begin kyk, hoe kan ons wat God vir ons mee seën, deel met ander in hulle nood. En nou hoor julle onmiddellik, wat beteken dit om 'n beelddraer te wees? Want wat het Jesus gedoen? Hy het die behoeftes van mense aangespreek. So julle kan hierdie hoofstukke gaan lees, maar 'n belangrikste is om te onthou, dat God gee nie, sodat ons in ons rykdom kan sit en vergaan nie. God gee, sodat ons kanale van sy liefde kan wees, in 'n wêreld wat swaar kry. En hierdie 2 hoofstukke sê dit mooi, so kom ons lees gou vers 6 tot 8 van 2 Korintiërs 9. Wie karig saai, sê die Here, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee, soos hy hom in sy hart voorgenem het. Nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. En dan in hoofstuk 8 ook so 'n paar verse waar daar staan, die ywer om uit julle beskikbare middele en die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee julle dit begin het. As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan, maar hy verwag nie van hom wat nie het nie. En dis ook belangrik. Jy weet, die Here sal nooit van jou iets verwag as hy dit nie klaar vir jou gegee het nie. Maar as hy vir jou gegee het, dan raak die verantwoordelikheid joune om voor hom te staan en te sê, Here, U het vir my gegee en ek het met U talente, met U muntstukke het ek dit gedoen. En om dan nooit hoef skaam te wees en te sê dat ek het alleen uit my rykdom geleef nie. Wat uiteindelik daarop neerkom dat ons sal ontdek wat Jesus sê, en Paulus haal dit eintlik aan in Handelinge 20. Hy sê, deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Broer en suster, hiermee wil ek eintlik net vir julle dankie sê, want as Rolf vir julle hierdie syfers gewys het, dan het ons so baie rede om voor dankie te sê. Want die Here sorg vir ons, hy gee vir ons in oorvloed. En oor die laaste 10 jaar, met dit wat gedoen is in ons omgewing, het ons regtig ervaar dat die Here vir ons gesorg het. So dankie aan elkeen wat julle verantwoordelikheid nakom teenoor die Here om te sorg dat ook hierdie gemeente kan bly voortbestaan. En dankie dat ons op julle kan reken dat julle daarmee sal volhou. Ons het in ons gemeente het ons die stelsel dat ons nie die jakens omstuur nie. Want ons voel, dit is nie 'n wet nie. Dis nie iets wat afgedwing word nie. Daar's koevertjies in die portale en ons sê,
Dit wat die Here vir jou op die hart lê, dit gee jy. Maar ons gaan nie agter jou aanloop nie. Want ons van die kerkraad se kant af vertrou hom ook vir dit wat ons nodig het om hierdie gemeente gesond te laat funksioneer en genoeg te hê om te kan omgee. Dankie vir wat julle doen. Dankie vir wie julle is en dankie vir julle onbeskryflike heerlike gesindheid. Dit bly vir my lekker om Sondag hier te kom en as ons 'n lied opgee en ons sing dit, hoe dat ek hoor, mense sing dit uit volle bors en ons weet, ons is besig om aan die Here, die groot voorsiener van al die goeie gawes, om aan hom die lof en die eer toe te bring. Dankie vir julle. Kom ons hou aan om gehoorsaam te wees, om draers van sy beeld te wees, en daar waar ons gaan, sy koninkryk te laat kom. Here, dankie vir u woord. Dankie dat u vir ons altyd sorg, en dat as ons vandag terugkyk oor ons lewens, Here, dat ons met soveel dankbaarheid aan u die lof en die eer te kom toebring, wat nog altyd gesorg het, dat ons van alles genoeg kon hê, nie net vir onsself nie, maar ook om te deel aan ander wat in nood is. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons kan weet dat u 'n lewende God is wat ons situasie ken en wat in elke een van ons omstandighede kan ingryp en gee wat ons nodig het. Ons loof en prys u daarvoor. Dankie dat ons as gemeente ook kan vra dat u ons sal toerus met alles wat ons nodig het om nog meer gehoorsaam te wees aan u opdrag om uit te reik en mense in hulle nood te gaan bystaan. Veral om vir hulle aan u voete te bring, waarom saam u lof kan besing, u naam kan groot maak. Neem ons dan, Here, en gebruik ons in hierdie week. Help ons dat ons sal onthou dat waar ons gaan, ons u beeld dra en daarom u gesag wil laat geld. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons offers en dan sluit ons af met 'n laaste lied.
Kom ons sluit af met 'n wydingslied. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Ons sang die eerste, die tweede, die vierde en die 5de vers. Die 5de vers sê veral maak my hart vir U tot troon. Deur U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad altyd na U wyse raad. Kom ons sing vers 1, 2, 4 en 5 ten slotte. Gelukkig as om met 'n smile uitstap, nê. Ontvang die seën van die Here, broer en suster, en stap ons hierdie wêreld in, nê. Onthou, ek en jy is beelddraers van hom. Dan geleef ons so. En ons laat sy gesag deur ons lewens sigbaar raak. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.